Leef elkeen van julle met 'n verwagting? Of leef jy maar net? Wat laat jou opstaan elke oggend? Wat motiveer jou om die dag in te gaan? Ons verwagting moet wees om eendag saam met Jesus Christus in die hemel te regeer. Dis ons doel, dit is waarvoor ons leef. Hierdie ander goeters, hier op aarde is ons net bywoners. Ons reis net hier deur. Dis nie ons eindbestemming nie. As jou moeg is, soos iemand laas Sondag gesê het, en jy's moegtap sat, ek weet nie of jy daai woord al ooit gehoor het nie, dis sommer so eie skeping, moegtap sat. Dit is 'n wonderwerk dat jy hier is vanoggend en uit die bed uit gekom het. Dan wil ek vir jou sê, jy's vanoggend op die regte plek. Die woord van die Here, of die Here het 'n woord vir jou en vir my vanoggend. Januarie hierdie jaar, 2025, kry ek 'n WhatsApp van 'n vriendin van my, met die slegte nuus dat 'n baie goeie vriend van my het selfmoord gepleeg. Ons het nie baie met mekaar gepraat nie, maar as ek deur Senekal gery het, het ek by hom gaan koffie drink. Hy het sommer net daar langs die straat gebly. Toe hy in Vryheid was ons in dieselfde leefgroep en ons was saam op mannekampe en ek weet hy het die Here gedien. En toe ek daai berig hoor, toe begin daar nou baie vrae by my ontstaan, wat sê, hoekom Here, hoekom? Wat gebeur in die lewe van 'n man wat u dien, dat hy tot daai stap te oorgaan? Wat het hom net daar oor die kraans gedryf? Wat was vir hom net te veel? En ek hoor toe so 'n videoetjie wat Joe Black gemaak het. En ons gaan nou gou 'n bietjie daarna luister. En die vrouens moet hom maar verskoon, dis eintlik gerig op manne, maar speel julle is nou maar ook manne vanoggend. So julle kan julle self ook daarin in daai prentjie insit, want julle is nie gevrywaar van dit wat hy oor praat nie. Ag Mario, speel net vir ons daai video van Joe Black asseblief. Ek het laas jaar 'n video gemaak oor hold fast of staan vas, en in hierdie storie het ek vertel hoe ons moet vas staan deur die storms, want in die Woordeboek sê hold fast to bear down through a storm, en hierdie video het so groot gegaan en soveel mense se lewens aangeraak dat ek 2000 e-mails in die eerste dag gekry het en soveel boodskappe van mans wat wou opgee, en ek besef ons almal resoneer met so 'n tipe storie. Maar alwaarna ek kon dink is, wat nou? En ek het hierdie mooi voorbeeld gekry. En dit gaan oor begrafnisse. So, in Suid-Afrika sit ons tans met 'n tweede groot pandemie. En dit is die feit dat mans is besig om hulle lewens te neem teen 'n ryk wat ons nie kan glo nie. So elke 9 minute is ons besig om 'n pa, 'n seun, 'n vriend, 'n broer te verloor. Net oor die feit dat ons nie praat nie. En ons sit ook met 'n ding wat ons noem trots, wat dit moeilik vir ons maak om emosioneel oop te maak teenoor die mense vir wie ons lief is. Nou hierdie scenario by 'n begrafnis, staan ek een kant en ek beleef hierdie ding van die buitekant af. En ek kom agter, almal praat siekiespoek by 'n begrafnis. Dis asof ek mag nie vra hoe gaan dit nie, want ons is besig om te rou. Maar een ding wat ek besef het, toe daai begrafnis waar inry,
toe kom daar doodse stilte oor elke liewe mens. En hulle roep 6 mense nader om daai kus uit die wa uit te dra. Terwyl daai manne hom indra, vertel die predikant die mooiste storie oor daai man wat in die kus gelê het. Iemand wat sou opgee, iemand wat moeg was, iemand wat ingegee. Maar hulle sê, hy is daai ou wat altyd daar is. Hy is die ou wat jy 2 uur die oggend kan bel. Hy is die ou wat jou geyser sal regmaak, al is hy nie elektriesien nie. Hy is die ou wat jou sal help as jy jou kinders by die skool moet gaan haal. Hy is die ou wat altyd daar was. En dan kan jy ophou dink om te dink soos, maar hoekom was hierdie ou so eensaam? As jy kyk na hoeveelheid mense by sy begrafnis, dan besef jy, hy was geliefd, maar het hy dit geweet? Daarna roep hulle weer 6 mense op om die kus uit die kerk uit te dra. Nou hier is waar het my begin pla het, want ek sit en dink, ek weet nie wie die 6 draers gaan wees op my graf nie. En as jy lucky is die reservespan, so daar's 12 draers, en dit sal teen my broers wees en my close vriende of wat ook al. Maar ek weet nog nie wie die 12 ouens gaan wees wat dra nie. So ek neem aan, ek gaan hopelik 6 hê. En by die begrafnis self, by die ter aarde bestelling, soos hulle dit noem, toe klim daai 6 manne uit, en hulle vat daai kus uit die baai uit. En een ding wat ek besef het, dit is die swaarste swaar wat daai 6 manne nog ooit gedra het. Want in daai kus lê 'n vriend, lê 'n broer, lê 'n pa. Een ding wat ek toe oplet is, elke kus wat ek nog ooit gesien het 6 handvatsels. En al weeg die ou in die kus seker 80 kg, wat beteken 4 ouens wat elkeen 20 kg dra, sou hom gemaklik gedra het. Maar elke kus het 6 handvatsels. Dit laat my dink, hulle is besig om te dra na 'n graf toe, wat 6 voet diep is. En 6 begin met my resoneer, want ek besef toe ook, vir 'n man wat so eensaam was, is hy connected aan die hele wêreld, met niks meer as 6 koneksies nie. Hulle noem dit 6 degrees of separation. Wat beteken, almal in die hele wêreld is so connected aan mekaar, deur niks meer as 6 koneksies nie. En laat my dink aan die nommer 6. In die Bybel is die nommer 6 nie 'n goeie ding, is die nommer van die mens. Selfs as jou kar op 'n sekere getal is, 666, dan tel jy jou voete op en jy kyk weg tot hy oorslaat na 667 toe. Hulle het 6 keer om Jerigo geloop en die mure het nie geval nie. 6 is die menslike nommer. Maar 7 is 'n goddelike nommer. 7 is die volmaakte nommer. Tot die jackpot skree 777. En ek dink, God het gerus op die 7de dag. Hulle het 7 keer om Jerigo geloop. Jesus het 7 sinne gepraat voor hy dood is. Jesus het net 7 vergelykinge vertel. 7. En my aandag is weer op hierdie 6 manne, met nog een in 'n kus. En ek besef, daar loop 7. En ek vra myself, waar was daai manne wat hom moes dra, terwyl hy nog geleef het? Sien, almal van ons het 6 manne in ons lewens nodig. 6 manne op wie ek kan staat maak. 6 manne wat my kan dra, 6 manne wat my kan beskerm, 6 manne wat my kan raad gee, 6 manne wat my verstaan. Want saam maak ons 7. En 7 is die volmaakte getal. Ek het 'n klein bietjie konstruksie agtergrond. En een ding wat ek besef het, reg oor die hele wêreld bou hulle mure dieselfde. Alle huise, as jy 'n huis bou hulle hom in 'n stagger manier. Wat beteken die stene overlap mekaar so. En ek reken daai patent is dis die sterkste manier om 'n konkreetmuur te bou. As jy hulle regop op mekaar gebou het, kon jy hom net omstamp. Maar een ding wat my te fascineer is, toe ek eers snap, hoekom is daai muur so sterk? Toe besef ek, elke steen raak aan 6 ander stene. En dis hoe ek my lewe nou toepas. Ek het 2 stene onder my. 2 manne wat my druk na hoër hoogtes toe. 2 manne wat my druk om aan te hou. Langs my het ek nog 2 stene. En dis ouens wat sonder enige judgment sal luister na my hart. Dis ouens wat my sal sê wanneer ek uit lyn uit is. Vir my sal sê, Joey is besig om 'n poepel te word. En dan bo my het ek 2 manne wat my hoër optrek na hoër hoogtes toe. Wanneer ek voel my geloof is 'n 4/10, maar ek het 'n pel wat 'n 9/10 is, sal hy my optrek sodat ek net so warm is vir my geloof soos hy. As dit by besigheid kom, het ek pelle wat suksesvol is in besigheid en hulle moet my optrek tot waar hulle is sodat ek besigheid beter kan verstaan. So wie is jou 6? Hierdie nommer het my so gefascineer dat selfs in die Karoo en in Amerika het hulle hierdie voëls, hulle noem hulle starlings of ons noem hulle versamelvoëls, wat so in sulke massas troppe of swerms vlieg. Ons gaan kyk na 'n video van hoekom draai 'n hele swerm so in sync, soos hulle so sê. En met die studies het gewys dat elke voël
fokus nie op die hele swerm nie. Jy fokus net op die 6 naastes om jou. En dieselfde geld vir skole visse, is dat jy is nie gefokus op die hele groot prentjie nie, jy is gefokus op die 6 in jou groep. So wie is jou 6? Moet ek nog iets verder sê? Ons het verlede week 'n bietjie gehoor hoe die vyand rondloop soos 'n brullende leeu om te verslind. En ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar in die gees en die owerhede in die lig. Die onsigbare. Ek lees 'n dingetjie en ek het laat Google dit vir my vertaal na Afrikaans toe. So ek lees gou-gou vir julle wat sê. Iemand het vir AI, almal vra ons vir AI deesdae goeters. Toe vra iemand vir AI en sê, as jy die duiwel was, miskien is jy. Wat sou jy doen? As jy die duiwel was, toe sê AI, sê, ek sal nie my tyd mors om jou te probeer kry om my te aanbid nie. Nee, ek sal jou net oortuig om God glad nie te aanbid nie. Ek sou vir jou sê die waarheid is relatief. Jou waarheid, my waarheid, totdat niemand weet wat ek aan bo is nie. Ek sou fluister, solank jy gelukkig is dit reg. Ek sal jou besig hou, te besig vir gebed. Te besig vir die kerk, te besig om ewigheidsvrae te vra. Ek sal jou hande met 'n foon vul, sodat jy nooit tyd sal hê om hulle in gebed te vou nie. Ek sou gesinne breek, kry vaders afwesig, huwelike wankelrig en kinders verward. As ek die huis kan breek, kan ek die toekoms breek. Ek sou die kerk verdeel, onbenullige argumente, vergelykings, aanstoot, celebrity kultuur. As jy Christene kan kry om teen mekaar te beklei, sal hulle nooit teen my beklei nie. Ek sal jou ongevoelig maak. Ek sou sonde in flieks verheerlik, dit in musiek normaliseer, daaroor lag in komedie en dit in kultuur vier. Totdat wat jou eens geskok het, jou nou vermaak. Ek sal jou identiteit aanval. Ek sal jou laat bevraagteken wie jy is, waar jy hoort en of jy saak maak. Ek sal skaamte so hard fluister dat jy nie God se stem van liefde kan hoor nie. En deur dit alles sou ek nie eens probeer bewys dat ek nie bestaan nie. My grootste triek is om jou te oortuig dat ek nie werklik is nie. Want as jy nie glo ek is werklik nie, sal jy nooit weerstand bied nie. Laat 'n mens dink. Die Here wil met ons praat uit sy woord uit en ek lees vir ons uit die boodskap vertaling Galasiërs 6 vers 1 tot 10. Die boodskap vertaling het hom net so 'n bietjie meer ingekleer. My broers en susters, as ander gelowiges aan die een of ander sonde teëgegee, moet julle wat hulle deur die Gees laat lei, hulle dadelik reghelp. Bring hulle terug op die regte pad, sonder om hulle te veroordeel. Tree vol deernis op, maar pas op, sodat julle nie self nie voor die sonde soog nie, ekskuus tog.
Vers 2, dis ook ons teksvers. Sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immers sy wet dat julle mekaar moet lief hê. As julle dink dat julle te belangrik is om vir ander mense om te gee, begryp julle net mooi niks van die evangelie nie. Gaan kyk 'n slag goed na julle eie lewe, wees tevrede met die goeie dinge wat God vir julle lewe in julle lewe tot stand gebring het, sonder om julle gedurig met ander gelowiges te vergelyk. Op die ou end sal julle slegs oor julle eie lewe aan God moet rekenskap gee. Moenie julleself bedrieg nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Kom ons hou aan met om goed te doen. Dit is presies wat die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd die oes van hom ontvang. Terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan almal wat oor ons pad kom, maar veral aan ons broers en susters in die Here. Hulle is bloedfamilie. Hulle is bloedfamilie. Vers 6 in die 83 vertaling, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Paulus was die skrywer van die boek Galasiërs en hy het vir die gemeente in Galasië geskryf. En in daai tyd was daar twee groepe. Daar was die Jode en daar was die nie-Jode. En die Jode het gedink dat die evangelie behoort net aan hulle. Maar die Jode wou nie die evangelie aanvaar soos Paulus hulle dit verkondig het nie. Toe Paulus sê, okay, ek is nou klaar met julle. Ek gaan nou die evangelie aan die nie-Jode verkondig. En baie nie-Jode het ook tot bekering gekom. Maar nou is daar altyd hierdie Jode, nie-Jode. En dis hoekom Paulus sê vir hulle, dra mekaar se laste, of dit nou 'n Jood teenoor 'n nie-Jood is, of 'n nie-Jood teenoor 'n Jood is nie, wees bereid om sy laste te dra. Wees hom bereid om daar te wees vir hom. As liggaam van Christus funksioneer ons net, as ek dit so kan stel, as ons op al ons pistons hardloop. As ons saamwerk ten goeie. As 'n eenheid saamwerk, dan funksioneer die liggaam van Christus. Nou is my vraag, weet jy dalk vanoggend van iemand wat swaar kry? Iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. Die woord sê, reik uit in nederigheid en reik uit om die persoon se las te help dra. Waaraan is ek en jy blootgestel in vandag se tyd? En ons kan 'n klomp goeters opnoem. Daar's nie tyd nie, want die werk vat al ons tyd. Hulle wil net performance hê. Jy moet net produce, want hulle wil net wins maak. Dis 'n gejaag na geld. En dit veroorsaak volgehoue stres.
Sou jy seker bly seker nou ontspan want die stres van die eksamen is verby. Maar ons almal het op een of ander manier stres. Iets wat ons druk. Ons sukkel om onsself te wees. Die tydsdruk en ekonomiese spanning en hoë professionele verwagtings, dis in almal van ons se mandjies. Maar hoe hanteer ek en jy dit? Hoe hanteer ek en jy dit? Jy sien, wanneer mense funksioneer sonder dat hierdie laste verwerk word, herstel hulle nooit. Een of ander tyd moet jy teenoor jouself erken, maar ek sukkel. Ek moet ernstig gaan raad vra. Sien, die probleem is, almal van ons hierso, en ek gaan Hollywood na julle toe stuur, ons is almal 'n klomp akteurs. Ons kan almal, soos die Engelse sê, ons kan 'n strydfees hou. Want jy kan vir die ou wat vanoggend daar by die deur vir jou gevra het, hoe gaan dit met jou? Jy kan met 'n reguit gesig vir hom sê, dit gaan goed met my. Maar die binnekant, daar waar ons nie kan sien nie, daar waar dit saak maak, daar is jy stikkend. Jy's in 'n gat. Dis hoekom ons so baie mense kry wat vir berading gaan en is goed hulle daar uitgekom, want hulle wil oplossings vir die probleme hê. Maar daar's 'n ander manier ook. Ons sal nou net daarby kom. Onverwerkte emosies en goed wat hier binne in jou is, dit kan maak dat jy emosioneel en sielkundig heeltemal knak. Jy val in daai gat van, ek wil nie eens opstaan vanoggend nie, daai gat van depressie, daai gat van, moenie daar uitkom waar my vriend gekom het nie. Dit maak dat jy onbetrokke raak in jou geestelike lewe ook, by die geestelike aktiwiteite van die gemeente. Ons almal het finansiële druk. Alles word nie goedkoper nie. Ons het almal dit ervaar in die laaste ruk met ons water en ligte rekenings wat sommer net so opgegaan het. Alles word duurder. Hoe koop ek? Hoe kom ek deur? Baie sê, ek moet langer ure werk, ek moet meer insit, ek moet meer geld verdien, ek moet net om die pot aan die kook te hou. Party het dalk 2 werke wat hy doen. Dit put almal emosioneel en fisies uit. Weet julle wie smile? Die vyand smile. Want hy slaag daarin om reg te kry wat hy wil regkry met elkeen van ons. Hy wil ons op daai absolute laagtepunt hê, waar ons net nie meer omgee nie. Dan is ons moeg, en ons is moegtapsat, en ons sien partykeer nie eers meer kans vir die lewe nie. Dan smile hy, want dis wat hy soek. Hy wil nie hê, ons moet ons hand uitsteek na die Here toe, en sê, Here, help my nie. Sien, die geld is 'n vreeslike ding. Nou grappenderwys sê hulle geld is nie alles nie, maar dit wat tweede kom ons vrek ver agter. Maar 'n tekort aan geld, dan het die vyand ander goeders wat hy voor ons oë laat verbyspeel. En jy kan op hierdie selfoon gaan kyk, daar's baie van dit. Gou ryk word skemas. Mense, ek het al
in my 30 jaar in die versekeringsbedryf ouens gesien wat alles verloor. Dit wat hy oor 'n 30 jaar tydperk bymekaar gemaak het, wat hy nou op pensioen mee moet gaan, het hy verloor. Hy's back to square one. Want gierigheid het dit gedryf. Baie van ons begin dobbel. Ons soek die aandag van die geluksgoeden. En dan kom ons vinnig 'n paar baks maak. Ja, en dan's ek uit my gemors uit. Party ouens land in 'n groter gemors as wat hy was voordat hy begin het. Ek soek besigheid, maar ek kry nie besigheid nie. So ek sal maar so 'n bietjie agteraf 'n geldjie gee, dan kan die besigheid dalk na my toe kom. Baie van ons is nie tevrede met wat ons het nie. Want ons het 'n buurman en sy van is Jones. En as hy 'n nuwe kar kry, moet ek ook 'n nuwe kar kry. Ek kan dit nie bekostig nie, maar die ou een was nog goed. Maar die buurman het nou een gekry. So ek moet op paar bly met Mr. Jones. Dan gemaak ek maar skuld. Mense begin bo hulle vermoëns leef. Ek dink ons sal absoluut verstom staan, en ek weet nie waar ou sulke statistiek kan kry nie, maar dat daar mense is wat meer moet betaal aan skuld as wat hulle in 'n maand verdien. Mense, dit is, en jy bly die slaaf van die persoon aan wie jy geld skuld. Onthou dit. Die woord sê eerder 'n stukkie droë brood en vrede daarby, as groot klomp rykdom. As ons nou al hierdie dinge dink, waar bevind jy jouself vandag? Gaan alles met jou honkie dorie. Bank is vol, ek het geen skuld nie. Ek het geen laste en ek het geen stres nie. As ek saam bly met jou, dat die Here jou so ryklik seën. Maar dit gaan nie so met almal van ons nie. Nou vra ek, stres jy, dra jy al hierdie laste op jou eie? Hier is 'n hele gemeente, 'n liggaam van Christus, wat gereed staan om jou hande en voete te wees in 'n tyd van krisis. Om jou las op hulle skouers te neem en saam met jou te help dra. Die woord sê 2 is beter as 1. 2 kan saam die las beter dra as wat een ou sukkel daarmee. Jy kan nie alles op jou eie probeer doen nie. Wel, jy kan probeer, maar ek dink nie jy gaan die wedloop voltooi dalk nie. Jy sien, Jou het iets gepraat daar van die woordjie trots. Dis 'n woord wat ons uit die woordeskat uit moet uithaal daai. Maar nou ja, veral vir ons manne, ek weet nie van julle vrouens nie, praat julle makliker met mekaar oor hierdie goeters. Maar cowboys don't cry. Manne loop nie met goeters op hulle moue rond nie en sê ek kry swaar nie. Manne steek weg vir mekaar.
Het het tyd geword dat ons eerlik raak met mekaar. Ons het 'n fantastiese mannebyeenkoms gehad Vrydag aand, wat ons net so 'n bietjie met mekaar kon deel, met mekaar kon skouers skuur. Want ons wil daar wees vir mekaar. Ons wil sê, boetie, as jy swaar kry, kom praat. Ons het dalk nie al die antwoorde nie, maar as help bereid om jy las te help dra. Jou het gepraat van die 6. Wie is jou 6? Dis die opskrif van die boodskap van vandag. Het jy 'n buddy? Het jy 'n buddy wat jou deur dik en dun sal bystaan? Het jy iemand in jou lewe, al is dit net een, wie jy 3 uur in die oggend kan bel en kan sê, ek is in nood, kom help, en hy sal opstaan en hy sal jou gaan help? Het jy so iemand? As jy nie het nie, wil ek 'n ernstige beroep doen, kry vir jou iemand. Soek jou vriende sorgvuldig. Vriende wat vir jou in 'n nood gaan bystaan, nie die vriende wat in nood gaan weghardloop nie. En jou op jou eie gaan los nie. Sien, baie van ons vriende is net saam met ons as ons om die braaivleisvuur staan. Of as ons 'n paar drankies drink in die kroeg. En veral as jy betaal, dan is hulle daar. Maar boetie, laat dit met jou swaar gaan. Ek bedoel, die gelykenis van die verlore seun. Hy het baie geld gehad en hy het baie pelle gehad, tot die geld op is. En toe land hy in die varkhok. Kry vir jou buddies wat iets beteken, wat Jesus Christus ken en wat jou hand sal vat en saam met jou die pad sal loop. Want saam sal julle die oorwinning behaal in Jesus Christus. Ons het al die oplossings vir alles in die woord. Maar as ons nie die woord lees nie, gaan ons nie by die oplossings uitkom nie. En dan is die oplossing daar staan, vra dit van my geloof in die oplossing wat gebied word. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê die Here, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Die feit dat hier gepraat word van 'n juk. 'n Juk is 'n ding wat hulle op 'n os sy nek sit as hy iets moet swaar trek, hy moet werk. Die Here praat ook hier van, sit my juk op jou nek. Dit gaan nog steeds werk vat, maar hierdie juk van my is 'n bietjie ligter en minder swaar as die juk van die wêreld. Die woord sê, 'n betroubare man, en ek sit sommer 'n vrou ook by, is baie voorspoedig. Een wat gou wil ryk word, sal sy straf kry. 'n inhalige mens wil gou ryk word, hy besef nie dat daar vir hom gebrek wag nie. Hoe leef ek en jy? So of so?
My pa het vir my gesê, my kind, leef so, en jy sal altyd genoeg hê. Altyd. Die woord sê nie verniet, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar daar geen mot en roes is nie. Maak vir jou skatte bymekaar, daai skatte, dit wat ewigheidswaarde het. Hoe kan ons mekaar help? As iemand nou nie direk na jou toe wil kom nie, en vir jou sê, man, dra my las saam met my, en hy het dalk nie die vrymoedigheid nie. Ek gaan 'n paar dinge noem, en ons moet probeer om dit 'n lewensingesteldheid te maak. Die eerste woordjie wat by my opkom is vriendelikheid. Net 'n glimlag beteken dalk vir iemand wat dit ontvang, die wêreld se verskil van hoe sy dag op daai stadium van die wedstryd is. Net 'n oor wat aandagtig luister wat iemand sê. Net 'n hand wat uitreik. 'n Vraag wat sê, hoe kan ek jou help vandag? Maar ons is te bang vir die gevolge daarvan, hy antwoord. Net nou moet ons iets doen. Kom ons wees sensitief. Kom ons vra die Heilige Gees om ons sensitief te maak, om aan ons te openbaar wanneer ons in 'n gesprek of in iemand se teenwoordigheid kom, of ons nie moet fyn luister, want baie mense praat tussen die lyne, hulle sê nie vir jou direk nie. Dat as die Heilige Gees met ons praat, dat ons sal reageer en sal doen wat ons moet doen, en nie dit sal laat verbygaan nie. Die woord sê, hou aan om goed te doen. Een of ander tyd, wanneer jy die minste verwag, sal jy 'n loon kry. Dalk het van julle al net so uit die bloute uit het iemand gekom en hier kry jy 'n meevallertjie of jy kry jy iets of sê, waar kom dit nou vandaan? Die Here sê, daar in Galasiërs waar ons gelees het, hou aan goed doen. Een of ander tyd, op die regte tyd sal dit na jou toe terugkom. As ek regtig wil weet hoe dit met iemand gaan, dan vra ek vir hom, hoe gaan dit met jou daar binnekant? Daar waar jy vir almal, vir die wêreld en vir my wegsteek. Want dan moet hy my antwoord. Dan kan hy nie net vir my sê, maar ek het mos vir jou sê, dit gaan goed nie. As jy dan nog vir my sê, dit gaan goed, dan is ek dankbaar dat dit met jou goed gaan. Maar as jy dan nog steeds vir my leuen vertel, dan kan ek jou nie help nie. Kom ons begin om eerlik te wees teenoor mekaar. Onthou dit, ek moet buddies kry. Ek weet nie wat die vroulik van 'n buddy nie, maar kry vir julle buddies. Kry vir julle 'n ondersteuningsstruktuur in plek wat dink soos jy, wat dieselfde beginsels het as jy, en met na wie toe jy enige tyd, dag of nag kan gaan, as jy iets nodig het. As dit swaar gaan by die werk, jy het 'n moeilike dag gehad, bel jou buddy en sê, hey Pel,
was vandag 'n rowwe dag. Ek wou nekke breek vandag. Die Here het my gelukkig gekeer. Maar bid met my vir hierdie omstandighede en ek beloof vir jou, die Here gaan vir jou deurkom. Jy sien, die vyand wil hê dat jy alles op jou eie moet doen. Want hy wil hê jy moet vou. Hy wil hê jy moet knak. Hy wil hê mans en vrouens moet nie meer tyd kry vir mekaar nie. Of daar moet struwelinge onder hulle is, sodat die huwelik kan begin wankel en die huwelik kan opbreek. Want dan het ons 'n klomp verwarde kinders, want daar's nie meer 'n pa in die huis nie. Dan lag die vyand al die pad. Want hy het nog 'n gesin gebreek. Ons kan nie dit toelaat nie. My persoonlike opinie is dat elke huwelik wat moeilikheid het, is die vyand wat sy voet daar ergens in die deur ingekry het, en nou wil hy dit kom breek. Ons moet met die autoriteit wat die Here vir ons gegee het, moet ons daai vyand uitjaag. En sê, hier het jy nie plek nie. Ek en my man wat u by mekaar gevoeg het, ons sal hierdie goed uitsorteer. In Christus se naam. Ons oorwinnaar. Ons kan nie toelaat dat ons kindertjies in gebroke huise groot word nie. God sê ons moet mekaar se laste dra en so uitvoering gee aan die wet van Christus. Wat is die wet? Ons moet mekaar lief hê. Want daardeur sal die wêreld sien dat ons God se disippels is, as ons mekaar lief het. Ek het amper vir Lizet gevra of sy die boodskap wil bring vanoggend, want sy het nie vanoggend gepraat. Sukkel jy in jou huwelik? Sukkel jy in jou gesin? By jou werk? Met jou finansies? Jy sit dalk hier vanoggend. Jy is nie op 'n goeie plek nie. Jy moet môre werk toe gaan. Jy moet dalk lone gaan betaal vir mense wat vir jou werk en daar is nie geld in die bank nie. Jy moet dalk teruggaan na werk toe en die baas was Vrydag toe jy daar weg is so kwaad vir jou gewees. En jy moet hom weer gaan face. Jy en jou vrou het dalk struweling met mekaar gehad en praat nie met mekaar nie. Julle loop net so by mekaar verby. As jy nog kan sê ja, nog skouerrok. Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë. En ek wil vir jou vra, en ek wil regtig 'n beroep doen, wees eerlik met jouself. En ek wil vir jou vra, as jy op daai plek is, in daai donker gat, daai depressie toestand, of as die eerste tekens van krake in my huwelik begin wys, en ek wil nie die vyand die oorwinning gee nie, ek wil dit aanspreek. Wat dit ook al mag wees vanoggend, ons wil saam met jou hande vat. Ons as liggaam van Christus wil saam met jou hande vat en die las saam met jou dra.
En ek gaan nou 'n brawe ding probeer doen en sê, as jy daar is vanoggend en daai hande nodig het om saam met jou hande te vat, kom staan gou hier voor in die kerk dat ons vir jou kan bid. Sodat ons saam met jou kan hande vat. En as dit waaroor jy hier voorkom staan te sensitief is vir jou om te sê, ons sal daarvoor bid, die Here weet wat is jou probleem. Moenie dat die oomblik verbygaan nie. Moenie dat die geleentheid verbygaan vir iemand om na jou toe uit te reik en jou hand te vat nie. Jy kan nie by daai deur uitstap as jy in hierdie gat sit sonder dat jy iets daaraan laat doen het en met dieselfde gat nog waarin jy sit nie. Jy kan nie daar by daai deur uitstap met dieselfde verhoudingsprobleem as wat jy ingekom het as daar niks aangedoen is nie. Jy kan nie met daai swaar kry sit en dit alleen probeer dra as daar ander is wat jou wil help nie. Sien ons met daai trots, daai eie ek in die sak steek en sê, Here, hier is ek. Aanvaar my soos wat ek is. Aanvaar my soos wat ek is. Here Jesus, aanvaar my soos wat ek is. Kom Here Jesus en reik u hand van genesing, van salwing, van vertroosting oor my en oor almal in hierdie kerkgebou uit vanoggend. Here, gee vir ons daai, ek soek 'n woord, daai nederigheid om teenoor mekaar te erken dat ek sit met 'n probleem. Stuur oor ons pad, Here Jesus, die regte vriendekring wat ons kan ondersteun en ons arms omhoog kan hou. Maar bewaar ons daarvan, Here Jesus, dat ons ooit so hoogmoedig gaan word, dat ons dink ons kan alles op ons eie reg kry nie. Yes, Lord Jesus, I want to speak the name of Jesus over my family, over all anxiety, over all fear, over all depression, over all addiction. Over all darkness. We shout the name of Jesus. Ons roep die naam van Jesus. En ons sê vir jou vyand, jy het geen plek hier nie. In die naam van Jesus, met die autoriteit wat ons het, bind ons jou en maak ons dit wat jy probeer doen nietig. En ons sê vir die Vader baie dankie ook daarvoor. Sien elkeen van ons in hierdie week wat voorlê, gee dat ons daar buite in oorwinning sal gaan leef, omdat U ons koning is en ons Here. In Jesus naam. Amen.